Goeiemôre. Jy luister na die 30ste oordeenking in die reeks. Jesus is die vraag. Vanoggend se tema is selfondersoek. Ons is nie haastig of gretig om onsself te ondersoek nie. Dit is makliker om ander se foute raak te sien. Ons is vinnig om ander te oordeel. Maar Jesus se vraag keer die tafels om. Waar ons ander nog wil staan en oordeel en vinger na hulle wys, kom ons gou agter dat al die ander vingers terugwys na ons toe. In Matteus 7 en Lukas 6 maan Jesus ons om nie te oordeel nie. Dis nie maar 'n algemene reël nie, maar dis 'n oproep tot ware selfondersoek en selfbesinning. Luister lank, aandagtig en diep na die vraag wat Jesus vra. Een blinde kan tog nie 'n ander blinde rondlei nie. Sal hulle dan nie albei in 'n sloot val nie? Waarom sien jy die splinter in jou broer se oog raak, maar die balk in jou eie oog merk jy nie op nie? In Johannes 8 lees ons dat die godsdienstige leiers 'n vrou na Jesus toe gebring het wat op oorspel betrap is. Hulle dring daarop aan dat Jesus 'n uitspraak lewer of hy van oordeel is dat sy, soos die Torah bepaal, gestenig moet word. Jesus se antwoord is: laat die een wat sonder sonde is, eerste 'n klip op haar gooi. Een vir een het almal weggestap, die laaste een, sodat net die vrou daar voor Jesus bly staan het. Dan vra Jesus vir haar: vrou, waar is hulle? Het niemand jou veroordeel nie? Niemand nie, meneer, antwoord sy dan. Ek veroordeel jou ook nie. Gaan, en moet van nou af nie meer sondig nie. Waaraan dink jy, het die godsdienstige leiers gedink, toe Jesus aan hulle hierdie vraag gestel het? Wat dink jy het van die vrou geword in Johannes 8? Waarom het Jesus haar nie veroordeel nie, maar wel beveel om nie meer te sondig nie? Hoe het Jesus dit reg gekry om die 10 gebooie te behou? Jy mag nie egbreek pleeg nie, maar tegelyk nie die vrou te oordeel nie. Wat die vraag oor blindheid betref, watter tipe blindheid praat Jesus van? Wat beteken Jesus se woorde vir jou vandag, dat een blinde nie 'n ander blinde kan rondlei nie? In watter situasie val 2 mense saam in 'n sloot? Watter splinters in ander se oë pla jou die meeste? Watter balk is daar in jou eie oog wat jy nie raak sien nie? Waarom het Jesus dit so belangrik geag dat ons nie oor ander mense oordeel nie, maar onsself deeglik ondersoek? Wat het jy vanmôre ontdek deur jouself so te ondersoek? Kom ons bid saam. Ons gebed kom uit die Groot Gebedeboek en dis 'n gebed uit Kenia. Here my God, ek bid dat U my sal bewaar van die morele lafhartigheid wat te bang is om nuwe waarhede te aanvaar, veral nuwe insigte oor myself. Dat U my sal weerhou van die morele luiheid wat tevrede is met halwe waarhede en subtiele onreg, omdat dit die maklikste uitweg is. Here, maak veral my oë oop vir die arrogansie wat dink
dat ek al een is wat die waarheid weet het. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. Liefde en 'n geseënde naweek vir elkeen.